terwyl ons hierdie liedjie sing, dink ek, ek hoop regtig elkeen hier binne kan vanaand sê, dis well with my soul. En dis my vraag aan jou vanaand. Is it well with your soul? Want jy sien, ons nie groter vreugde as om te weet, it is well with my soul nie. En dis iets wat jy net by Jesus Christus kan kry. It's only made available through him. En jy hoef nie vanaand hier uit te stap sonder om te kan sê, it's well with my soul. Ja, hy het ons so lief. En hy het sulke mooi beloftes in sy woord. Hy sê, peace I leave with you, my perfect peace I give to you, not as the world gives to you, I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be afraid. Let my perfect peace calm you in every circumstance and give you courage and strength for every challenge. Jesus said, I'm going away, but he said, I'm coming back to you. Dankie dat hy terugkom. En dankie dat hy deur die Gees in ons lewe en dat ons nou voluit kan lewe vir u koninkryk, Here. Here, ek bid dat die krag van die Gees, daai dynamo power van die Gees in ons geactivate sal word om lewendig en brandende leefoffers vir u te word, Here, in hierdie wêreld, sodat ons sal uitkom en die goeie nuus van Jesus sal verkondig. Dankie vir u liefde en dankie vir u krag, Here, en dankie dat ons kan verklaar vanaand, u staan reg langs ons. Ons is nie alleen nie. En ek beveel vrees en siekte en chaos om te gaan in die magtige, kragtige naam van Jesus Christus, ons verlosser. Here, ons prys u. Mag u naam verheerlik word. In Jesus naam. Amen. Sjoe, julle weet ek het 'n journey met julle begin oor Openbaring in die 7 kerke en ek het al met julle geshare, hierdie is nou nie iets wat ek ooit gedink het ek gaan oor preek nie. Ek haat preke oor eindtye en tekens en ek weet nie wat alles nie. Dis nie iets wat die Here al ooit op my hart gelê het nie, maar hy het 'n paar weke terug vir my gesê, as jy hulle nie leer as Soteria familie nie, wie gaan? En ons moet gaan ondersoek. En ek sê nie wat ek sê vanaand is reg, of dat ek alles uitgefigure het nie, want as jy na die stories in die Bybel kyk, gaan jy sien, min mense het enige iets reg uitgefigure. Want ons is mense, maar ons het die woord van God, wat baie duidelike dinge vir ons uitwys. En my hartsbegeerte is, dat, soos ek met julle praat, dat jy so hongerte sal ontwikkel vir sy woord, dat jy dit sal gaan soek en gaan lees. En ek wil vir julle sê, as ek die woord met julle deel, dan het ek dit nou nie 1 keer deurgelees nie. Ek dink ek het dit al 100 keer deurgelees en deurgebid. En dis die journey waarop ons moet wees. So ja, ek praat oor die 7 kerke, maar weet julle wat, soos wat, toe ek begin het met hierdie journey, en ek sê die boodskap gaan oor die 7 kerke, toe sit asof ek in die gees kon hoor hoe sug almal en sê, ons wil nie van dit hoor nie. Ons wil hoor van die merk van die dier. En ons wil van die draak hoor. En ons wil hoor van die verdrukking. En wie wou van dit gehoor het? Ag julle jok, ek ken julle baie goed. Ons wil nie hoor van die boodskap aan die 7 kerke nie. Want ons verstaan nie die krag van dit nie. Nou, ons beweeg in 'n tyd waar die Here ons vra om te listen, to hear and obey. Dis 'n Hebreëse woord, shema.
Hy vra ons om te luister. Ons het gelees in Openbaring, is jy geseënd as jy Openbaring lees. En as jy doen wat dit sê. Dis die triek. So, hoekom die boodskap aan die 7 kerke? Want die Here gee ons duidelike riglyning en bemoediging van hoe ons hierdie pad kan uitstap. Hy het ons nie sonder 'n instruksiemanual gelos. Ek kan jou dit beloof. En as jy nie jou instruksiemanual in hierdie tyd ken nie, gaan jy heavy te mekaar wees en vol vrees wees. En jy gaan mislei word. Jy gaan mislei word. So, ek wil die eerste ding duidelik maak oor Openbaring, is daai 7 briewe was nie vir die kerke van daai tyd nie, alleenlik nie. Dis ook nie dat Openbaring net bedoel is vir ons in hierdie tyd nie. Openbaring is 'n lewendige boek wat vir die afgelope 2000 jaar Christene bemoedig en versterk. Want jy sien, ons is so self-centered ingestel, ons kan so maklik dink, net ons gaan deur 'n moeilike tyd. Nou net gou om jou in perspektief te sit, kom ons kyk na die 11 grootste top katastrofiese events in geskiedenis. Wie is goed met geskiedenis? All disaster, catastrophics, all those terrible things. I've got actually a beautiful picture for you. As Richard said, I've become very good with AI. So, daar is nou vir jou, ek moes hom seker nog in Afrikaans ook vertaal het, maar as jy daar gaan kyk, dis die 11 grootste katastrofiese events, nee? Soos byvoorbeeld die swart dood. Weet julle dat die beraming is 75 tot 200 miljoen mense het dood gegaan? Julle, dis baie mense. Ek weet nie of daar genoeg mense daai tyd al was nie. Dit is my vraag, want as jy kyk, hierdie is nou nog vroeg in die geskiedenis. Wêreldoorlog 2. 70 tot 85 miljoen mense. Lewens wat verlore is. En julle kan sien, dit gaan van epidemics na war, famine, die Chinese famine. Ek het nie eens van dit geweet nie. 15 tot 45 miljoen mense wat van hongersnood dood is. En dan meer onlangs, ons COVID, hulle raam 22 miljoen mense dood van COVID. So, hier's 'n paar dinge wat al in geskiedenis afgespeel het, die afgelope 2000 jaar. En wat is al hierdie dinge? Dis tekens van die tye. Signs of the times to come. Maar kom ons hanteer tog die elephant in die room. Ek gaan nou nie vanaand met julle oor die 7 kerke praat nie. Ek gaan dit onderbreek en ek gaan praat oor die tekens van die tye, want dis hoekom ons na die 7 kerke se boodskap moet luister. Want ons sien die tekens en daarom moet ons Shema, listen, hear, obey. En dit is waar die boodskap van die 7 kerke so belangrik is. En ons gaan aangaan met daai boodskap. Maar vanaand wil ek eerstens vir jou sê, as jy Openbaring lees en Matteus en alles, Matteus 24 of enige van hierdie events en jy word met vrees vervul, wil ek vir jou sê, jy is op die verkeerde pad besig. Jy is besig met die verkeerde teaching, jy is besig om na die vyand se leuns te luister. Hoekom? Want die woord sê vir ons, vrees is nie van die Here af nie. En jy moet weet, as vrees ooit op jou rus, moet jy van dit ontslaa raak. Ons almal sukkel met dit. Dit kom met tye. En jy moet weet, om vrees te bestraf in jou lewe, want dit het nie, as jy vrees, maak dit 'n deur oop in jou lewe vir die vyand om te steel, kill en destroy. So jy kan nie, moenie vrees nie. Jesus sê dit oor en oor, moenie vrees nie. So, en dit kan jy in 1 Johannes 4 vers 18, dit praat daarvan, daar's geen vrees in liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf vrees uit. Hoekom kan dit doen? Want jy het nie vrees dat hy jou gaan punish nie. Want jy is sy kind.
Wat kan jy nou vrees? Jy is sy kind. Dis hoekom ons hart en ons lewens vir hom gee. 2 Timoteus 1:7, want ons het nie 'n gees van vreesagtigheid nie. So as jy gevul word met gees tydens hierdie gees, vrees, word asseblief vervuld met die gees. Maar as jy vervuld word met vrees, weet dat eers is die filter verkeerd. Jy is besig om dinge verkeerd in te neem, nie deur die regte filter nie, en jy moet dit aanspreek. So, ek het 'n getuienis van vrees, maar ek gaan nou nie vanaand daar kom nie. Nou, ek weet, daar's hordes teachings, en boeke, en van al hierdie topics, van eindtye, van tekens van die tye, maar purposefully het die Here vir my gesê, jy doen hierdie uit die woord uit. Dit moet so maklik wees, dat selfs 'n jong mens dit maklik en eenvoudig kan verstaan. As jy 30 boeke nodig het en 50 teachings om te verstaan wat aangaan, weet, hoe moet eenvoudige mense dan die evangelie van Jesus inneem? It's meant to be very eenvoudig. So ek hou dit super eenvoudig en ek werk volgens die woord. En ek wil met jou, soos gaan terug na Bible basics. So ek wil begin eers met tydlyne. Want tyd en waar ons is baie belangrik. So, hoe oud is die aarde nou? Skree hardop. Ja, ons raam om so 6000 jaar. Nou is van julle soos, wat, waar is ons nou? Dat ek gou vir julle verduidelik. Die Bybel wys ons van Adam na Jesus se geboorte is 4000 jaar. OK? Volgens God, hoeveel dae kan dit wees? 4. Ja, kyk as ek haar nou eers surprise, dan weet ek, OK, great. Die woord sê, een dag is soos 1000 jaar vir hom. Onthou, die Here werk met syfers. Syfers beteken iets. So, volgens daai tydlyn tot en met Jesus, 4 dae. Hoekom? Kyk, dit het ons nou oor gepraat. Van Jesus se geboorte tot die jaar 2000. Nog 2000 jaar. OK? 6000 plus minus. OK? Dis 6 dae. So nou is ons in 2026 plus minus. En die einde van die 6000ste jaar of vroeg van die begin van die 7000ste jaar. Is almal met my? Verstaan julle waar ek is? Asseblief, as jy my verloor het, om praat met my. So, ons is nie seker heeltemal presies waar nie. Ek wil dit baie duidelik maak, want waar begin dit nou tel? By Jesus se geboorte, waar hy gesterf het, waar hy gekruisig is, maar ons weet, of wat jy moet onthou, laat 6000ste jaar of vroeg 7000ste jaar. Interessant, as jy kyk na Jesus wat gesterf het, hoeveel jaar het hy op die aarde geleef? 33, so wanneer maak dit dan die 7000ste jaar? Ja, dis vir 33. Dis nie 'n aanduiding nie, ek sê net, ek noem vir julle die interessantheid van die tydlyne. OK? So, wat sê die woord van die 7de dag? Dis 'n dag van rus. En waar staan dit, sien? Nee, dit staan in Hebreërs 3 en 4 praat van, hier kom 'n dag van rus, die 7de dag. En dit was vir die belofte, dit was 'n belofte vir iets in die toekoms. Want Paulus sê, dit het nog nie gekom nie, dit kom nog. En hy sê, die wat ongelowig is, sal nie kan ingaan, en die wat gelowig is, sal in dit in kan beweeg. Soos op die 7de, soos is naby die 7de of op die 7de dag. Ek weet nie presies waar nie, maar is definitief rondom by daai.
So, ek kan ook anders daarna kyk. Nou gaan ek bietjie met julle koppe speel, so ons kan op die 7de dag wees. Maar wat is 'n ander belangrike nommer vir die Here? 3. As ons net begin van Jesus se geboorte, op watse dag is ons dan nou? Einde 2de dag, vroeg 3de dag? Is julle met my? 7de dag, of as jy net kyk na wanneer Jesus begin leef het, 3de dag. Wat gebeur op 3de dag? Opstanding. Onthou net vir die Here is 1 dag, soos 1000 jaar en 1000 jaar is soos 1 dag. Net interessante dinge. So, maar ek wil dit baie duidelik maak, niemand weet die tyd van enige iets nie. En ek lag elke keer as iemand dit probeer pinpoint, want ek weet nie hoe kan jy teen die woord van God werk nie. Dis baie duidelik. Niemand weet die presiese tyd nie. Jesus gee ons wel tekens. Hy gee vir ons 'n manual. So, en dit sal baie wys wees van ons om wys te raak oor hierdie dinge. En ek wil vir julle sê hoekom. Daar's 'n versie, 'n amazing versie, waar 'n klomp stamme optrek om Dawid te help, en dan word elke stam beskryf, en een van hierdie stamme was die stam van Isaskar. Julle ooit van daai stam gehoor? Dis een van die Israelitiese stamme. Wat sê Dawid van hierdie manne? Hierdie manne het die tye verstaan, en hulle het geweet wat vir Israel die beste tyd is. So my gebed is, dat ons die tye sal verstaan, en die woord sal verstaan, en dat ons dit sal volg, en sien waarmee is die Here besig, want dit is wys. Dis vir God 'n wysheid, 'n wys besluit vir ons as Christene. Maar ek het 4 waarskuwings vir elkeen van ons as ons op hierdie journey begin. Ons raak so gepla met hierdie dinge, tekens, dat ons roeping abort en ons calling op die grond laat val. Jy is nie veronderstel om fanaties besig te wees met tye nie. Jy is veronderstel om fanaties besig te wees met sy koninkryk, met jou roeping en met jou calling. En weet julle hoeveel mense het al hulle roepings en hulle callings verloor, omdat hulle mislei is en op hierdie journey vasgeval het van tekens, terwyl Jesus sê ons moet dit nie doen nie. 1 Handelinge 6-7, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. En dit het Jesus vir die disippels gesê nadat hulle hom gepeper het oor, Here, wanneer word U nou koning? Wanneer gebeur dit? Wat is die, sê vir hulle, dit is nie vir julle om hierdie dinge nie, maar wees julle my getuies, gaan doen julle werk. So julle moet weet, dis 'n vermaaning van die Here. Hy bly vir ons sê, ons het 'n werk om die evangelie van Jesus Christus te bring en te leef. Nou, dis die eerste waarskuwing. So, hou jou besig met wat jy geroep is om te doen, nie met wanneer gaan alles gebeur nie. Dis my eerste waarskuwing. My tweede waarskuwing, julle ken al hierdie gesegde, press, Ctrl, Alt, Delete. Nee, vee daai haardraai van jou hierbo 'n bietjie uit. Want weet julle wat is baie duidelik oor hierdie goeters? Elkeen het 'n anderste opinie. Elkeen het 'n anderste opinie. Dis okay. Dis okay. Nou ek het 'n teorie hieroor. Wil jy my teorie hoor, kom almal 'n anderste opinie het. Ek dink die Here probeer die vyand confuse. Dink julle, hy sou Jesus laat kruisig as hy geweet het wat sy kruisiging sou hy Jesus laat kruisig het, as hy geweet het, dit bring verlossing en vryheid. Dit was sy grootste disaster ooit. Nou, die Here het hom uitoorlê met sy plan, en maar
Die disippels was ook maar weer mekaar met hierdie hele storie. Want jy sien, hulle wou net weet wat aangaan, maar Jesus het hulle net heeltyd verseker. Dis okay, ek gaan julle nie verlaat nie, julle is nie alleen nie, moenie bang wees nie. Dis dieselfde boodskap wat hy nou nog besig is met ons as 'n kerk. Moenie bang wees nie, julle is nie alleen nie. Ek is in beheer. Ek is besig met 'n plan. En Jesus het vir die disippels 100 male dit vir hulle gesê, maar weet julle wat, hulle het nog steeds 'n prentjie in hulle kop gehad. Hulle het gedink, hulle het glad nie geweet, by the way, dat Jesus gaan gekruisig word nie. Hulle het gedink, hy gaan die Romeine wys wie's baas, hy gaan koning word, en hulle gaan saam met hom regeer. Hulle was oortuig daarvan, dit was hulle prentjie, en dis hoekom toe hy gekruisig is, was hulle verskriklik teleurgesteld. Want wat het hulle gedoen? Hulle het hulle eie prentjie in hulle kop gaan skep. Het Jesus hulle disappoint? Nee, hulle eie verwagtinge het hulle gedisappoint. So, ons kan weer die tyd is naby, en ons kan kyk na die tekens. Maar die prentjies en idees wat ons het oor al hierdie dinge, wil ek vir julle sê, word geskep deur ons tradisies en wat ons geleer is en wat ons dink maar bitter min mense het al baie tyd met die Here gaan spandeer in stiltyd met net die woord, nie teachings nie ander boeke nie, die woord van God en gevra, Here, wys my wat gaan aan. So ek wil jou encourage oor hierdie goed. Gaan sit met hom, lees die woord en hoor wat hy vir jou sê. My derde waarskuwing, en hierdie is baie belangrik. Don't put the second coming of Christ and the end of the times before the signs. Daar's sekere tekens wat baie duidelik is voordat enige iets gebeur. Dis hoekom ek ook nie kan verstaan dat ons kan dink ons kan dit uitfigure nie. En ek wil dit vir julle wys. Want die disippels het weer in die trappie geval. So, die woord van God sê, Jesus se wederkoms sal nie plaasvind voordat 2 dinge eers gebeur het nie. Weet julle dit? Weet julle dat die woord sê 2 dinge moet gebeur voordat die wederkoms kan plaasvind? Dis in 1 Timoteus 2. Tessalonisense 2 vers 1 tot 3. Die groot afvalligheid, wat praat van 'n wêreldwye afwyking van Christendom. Dit praat van mense wat hom gedien het en wat heeltemal weggeval het, omdat hulle disappointed is, omdat hulle hom nie meer glo nie. En dan praat dit van die anti-Kris se verskyning. Die woord sê dit duidelik. Gaan lees dit, Tessalonisense 2, 1 vers 3. En wat so interessant is, Paulus sê, moenie dat mense julle mislei nie. En moenie gaan kyk, en hy sê, met die oog op die wederkoms. Hoor hoe mooi sê dit, moenie gou julle verstand verloor, of verskrik word nie. Want 2 dinge moet gebeur. En hy sê, moenie laat iemand julle mislei nie, dan noem hy dit, eers moet die afval kom, en dan die mens van sonde moet geopenbaar word. Hy gaan lees daai stukkie, gaan ondersoek dit. Daar's 2 dinge wat moet gebeur. Nou interessant, Matteus 24, gee Jesus 'n baie mooi uitleg van die tye. Nou, dink julle Jesus gaan die mekaar praat, en hy gaan hierso praat, en dan hierso praat, of dink julle hy gaan progressief vir ons 'n aanduiding gee? Wat dink julle? Dink julle hy gaan ons die mekaar probeer maak, of dink jy hy gaan redelik sin praat? Ek dink hy gaan sin praat. Dis wat ek kom opsom, so, nou, Matteus 24 begin met 3 vrae. Dis hoe die hele discussion begin.
Hulle vra vir Jesus 3 vrae. Hulle vra vir hom, Here, want hulle maak 'n comment. Hulle sê, "Joh, die tempel is mooi." Want dit was 'n amazing tempel. En hulle stap daardeur en Jesus sê, "Ag, weet julle wat, hier gaan niks, daar gaan nie 'n steen oor wees nie." Ek dink hulle moes, "Wat? Hoe's dit moontlik?" Toe sê hulle, "Here, maar vertel nou vir ons, wanneer gebeur dit? Wanneer kom U weer? En wanneer is volgens ons Bybelse vertaling die einde van die wêreld? Volëinding van die wêreld." So daar's 3 vrae wat hulle hom vra. En hy is so nice, hy praat met hulle hieroor en hy verduidelik dit vir hulle. Maar, onthou, die disippels het een prentjie. Jesus praat van die konteks van kruisiging, van wat hulle die wederkom. Onthou, hulle glo nie wederkoms nie. Hulle weet nie hy kom terug op die wolke nie. Hulle dink hy bly nou net hier by hulle. Hoor julle hoe hulle soek antwoorde op hierdie level, die Here gee vir hulle antwoorde op daai level. So, vraag 1, wanneer sal die tempel vernietig word? Wanneer is die tempel vernietig? Yes, presies soos Jesus gesê, daar was nie 'n steen oorgebly nie. Weet julle hoekom was daar nie stene oor nie, by the way? Die Romeine het die goud probeer uitkrap uit die stene uit, want dit was waardevol. So daai tempel was geruïneer. Okay? So daai vraag, daai het al klaar gebeur, 70 jaar na Christus. Daai het al klaar tot vervulling gekom. Vraag 2, nou vra hulle oor die koms van die Here. En nou dis nou hier waar dit interessant is. Jesus antwoord hulle in terme van sy wederkoms. Hulle dink, hy praat van wanneer hy gaan koning raak. Okay. So julle kan sien, iemand gaan iets misverstaan hierso. Want onthou, hulle weet nie, hy gaan dood nie. Hulle dink, hulle verstaan nie, hy gaan gekruisig word, hulle gaan alleen agtergelaat word en dan gaan hulle al die werk moet doen. Glad nie daai insig nie. Maar Jesus antwoord vanuit daai konteks uit. Hulle dink net Romeine, wie gaan die Romeine op hulle plek sit? En jy, ons gaan saam regeer. Julle, ons is snaakse goed. Ons maak ons eie prentjies op. Ons volg nie, ons dink ons weet alles en dan stry ons met mense, want ons insist ons is reg. En daar verwys ek na myself, ek was al baie keer op daai plek. Dan vra hulle nog 'n interessante vraag, die volëinding van die wêreld. Wat beteken dit? Die einde van die wêreld? Weet julle, dis glad nie wat daai sin sê nie. Dis nie die oorspronklike Griekse woord nie, dit is 'n swak vertaling, maar as jy gaan kyk in die Griekse woord, en ek weet nie wie wil dit vir my uitspreek nie, Centelias Tauanios, ek kom amper reg, ek weet nie, dis die volëinding van die wêreld, dis wat daai sinnetjie beteken. Weet julle dat Centelia beteken afsluiting, voltooiing, eindfase, die klimaks van die tydperk. Okay? Nie op vernietiging nie, op ietsie wat klaar maak. So, hoor julle wat ek sê? En dan aion, aarde, beteken nie eers orde nie. In die Grieks beteken dit tydperk, bedeling, wêreldorde. So, dis nie 'n fisiese aarde waarna dit verwys word nie, dis 'n tydperk of 'n bedeling. So eintlik vra die disippels, wanneer gaan hierdie bedeling tot 'n einde kom? Waarvan praat hulle? Wanneer gaan die Romeine op hulle plek gesit word? Wat antwoord Jesus? Wanneer die aarde onder sy beheer gaan kom en wanneer hy finaal gaan regeer. Kan julle sien wat 'n misverstand gebeur hierso? Julle en ons doen presies dieselfde. Wie het gedink hierdie beteken die einde van die wêreld? Ek het tot onlangs dit gedink. Dis nie wat die woord sê nie. Gaan lees dit. Weet julle, daar's 'n baie interessante free app op jou foon. 'n Blue Peter Bible of Bible app. Jy laai hom verniet af en dan kan jy gaan kyk wat is die oorspronklike Griekse of Hebreëse woorde. En dit is verskriklik interessant. As jy die goeders wil gaan double check. Gaan double check wat jy lees as jy nie iets verstaan nie. So. Nou, op hierdie 3 vrae, nou is dit nou baie interessant hoe Jesus hulle gaan antwoord. Eerstens, Markus 24 vers 4, sê Jesus,
pas op dat niemand julle mislei nie. En die feit dat ons aanhoudend gewaarsku word, beteken dit dat ons maklik mislei kan word. So sê vir jouself, jy kan maklik mislei word. Moenie dink, jy's op die regte paadjie noodwendig nie. Maak jouself oop om te sê, Here, I might have it wrong. Maar wys my deur u woord, wat is die waarheid? Wees net oop, dat jy kan mislei word. Die disippels was mislei, want hulle het 'n ander prentjie gehad. So, tweedens, begin Jesus vir hulle baie duidelike tekens uitwys, wanneer die einde van die bedeling naby raak. Hy sê vers 5, vers 6 en vers 7, praat hy van die begin van die geboortepyne, net die begin. Glo my, dis nog nie naby wat alles moet gebeur nie. Net die begin, en hy gee vir ons baie duidelike tekens, vals Christusse, oorloë, nasies teen nasies, hongersnote, pestsiektes, aardbewegings. En ons weet, al hierdie goeters vind plaas oor geskiedenis. Ek het dit nou vir julle gewys, net 'n paar van die groter events. Maar belangrik om kennis te neem. Lees julle ergens dat Jesus sê, hy verwyder ons van dit af? Terwyl hierdie tekens aan die gebeur is, sê hy dit daartussen, of is hy ons besig om vir ons te wys, hierdie tekens kan gebeur terwyl julle, dis presies wat met die mensdom gebeur. Onthou, die disippels dink in een rigting, Jesus antwoord hulle anders. So dan gaan Jesus na die volgende gebeure en tekens, asof dit progressief is. Hy sê, daar is net die beginpyne. Vers 9, 10, 11 en 12. Nou verander die tekens 'n bietjie. Verdrukking en dood as gevolg van sy naam. Groot afvalligheid. Baie valse profete. Ek weet nie of julle weet hoeveel valse profete het nou ge-expose nie. Tekort en agape liefde. Total different tekens van die eerste klop. Wat sê Jesus in vers 13 en 14? Kruip weg en maak blikkies kos by mekaar. Nee. Wat is ons opdrag? Hy sê dit daar in Matteus 24. Volhard. Verkondig die evangelie van Jesus Christus. Dis jou opdrag. En wat is sy belofte? In Matteus 24, progressief sê hy dit. Julle sal gered word. Die hele wêreld gaan van my hoor. Wow. Julle, as ek dit hoor, nee, ek kry hoendervleis soos wat ek hier so staan. Want hy is almagtig. Ek weet ek's besig om seriously met van julle teologie en julle kop. Ek kan dit gesien op julle uitdrukkings. Maar gaan lees die woord. Kyk, my vierde waarskuwing. Moenie met jou medemensie oorstry en dis unity bring nie. We might all have it wrong. Dit weet ek genoeg, maar ek weet die Here wys vir ons sy woord. Hy wys hierdie vir ons. Gaan lees dit. En dan is dit asof Jesus hierdie gedeelte afsny. Hy sê hierdie is die tekens, weet dit. Nou as jy my vandag moet vra waar is ons, dan sê ek vir jou, my persoonlike opinie, ergens tussen vers 7 en 12. As ek nou kyk na alles wat aangaan, vers 7 en 12. Maar dan sê Jesus in vers 14, en dis hoekom julle moet eintlik met julle woord, ek is eintlik disappointed, julle moet kyk in julle woord, julle praat hierdie vrou nonsens. Of is dit hier in die woord, want dan gaan jy so maak. Wat? Really? En kry die Amplify, dit is amazing, dus nee, kan nie wees nie. Vers 14, voel ek moet nog heel hartig plaasvind. Dis waar die hele wêreld een finale kans het om regtig Jesus Christus te kies. Daar gaan een finale groot harvest wees, waar jy God kan kies, voordat die antichrist in bewind sal wees. En voordat die groot afvalligheid gaan gebeur.
And that's pretty much gonna go hand in hand. En die Here het vir my gewys, het vir my hierdie prophetic woord gegee, het vir my gesê, there will be 1 hour of glory. 1 hour of glory. En ek glo, dit het te doen met die groot oes en die groot harvest. En die woord praat daarvan, Matteus 24 vers 14. And the gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Interessant, nee. Amos praat van iets interessants. Rian het ook vanoggend oor Amos gepraat. Hy praat van Amos 9 vers 13, extraordinary harvest. Ons het nog nie 'n extraordinary harvest gehad nie. Maar hy praat hy van, behold, the days are coming, says the Lord, when the plowman shall overtake the reaper. Nou, ons weet dat die Jesus sê die oes is groot en ons min arbeiders. Maar hy praat dit van mense wat gaan arbei en that will overtake. Romeine 11 vers 25. The fullness of the Gentiles. Wie's Gentiles? Ons is Gentiles. Wat praat dit van? Dit sê, Israel, the blindness will be kept on Israel, dis die Jode, until the fullness of the Gentiles has come in. Bekering, kom in die koninkryk in. So as ek Matteus 24 progressief lees, soos Jesus dit vir ons uiteensit, dan kom daar hierdie groot oes, en wat gebeur in vers 15? Wat sê vers 15? Van wie praat hy in vers 15? Die antichrist. Ja, dit is interessant vir my hoe die woord, net as jy hom net so lees. Nou, jy moet een ding weet. Hoekom is dit vir ons altyd so moeilik om hierdie goed te lees? Want met ons hele wese wil ons suffering vryspring. But Christ called you unto obedience, unto death. Sy woord sê dit. En dis nie 'n ligte boodskap nie. Jy moet bereid wees om vir hom dood te gaan. En jy hoef nie bang te wees daarvoor nie. Ek sê nie dit gaan so wees nie. Ek sê die dag toe jy Christus aangeneem het, het jy gesê, Here, al beteken dit ek moet doodgaan, ek kies U. Want ek kies U die ewige lewe. Dis waarvoor jy opgesaai het. Maar is 'n wonderlike ding om te kies. Dis 'n wonderlike ding. In vers 15 praat baie duidelik van die revealing of the Antichrist. En dit praat, en is in Daniël 9 vers 27 ook. En as jy daarna kyk, gaan jy sien dat dis hoekom die boodskap van die 7 kerke so belangrik is. Want almal is deur al hierdie goeders. Die vroeëre kerk meer deur die early signs en die geboortepyne. Ek glo ons is meer besig met die actual event that is leading up to something, want ons weet is aan die einde van die 6de dag, begin 7de dag, I don't know. Maar Jesus het vir ons min of meer 'n tydlyn. Hy het nie vir ons gesê hoe gaan hierdie ding uitspeel nie. Ons weet net hoe eindig hy. Ons ken nie die detail noodwendig in die middel nie. En ons hoef nie te weet nie, want dit is vir ons eie beskerming. Want weet julle wat, ons is simpel. Ons doen simpel goed as ons goeders weet. Ons hou op werk en gee alles weg en fokus nie meer op ons missie om die evangelie te bring. Dis wat gebeur wanneer ons weet hoe hierdie ding gaan uitwerk. Chaos, total chaos. Hy kan ons nie vertrou met sy waarheid op hierdie stadium nie. That's the truth. Ek weet hoe gaan ek optree. En dit gaan nie wees, ek gaan op heeltemal die verkeerde goeders fokus. So, waarmee moet ons onsself in hierdie tyd besig hou? Mense, ons moet mense arbeid. En dis waarvoor hy ons roep. Ons moet sy lig helder uitstraal. En ons moet 'n testimony van hom dra. Dit is waarvoor hy ons roep. En Matteus, en dan in vers
15 tot 22 praat hy van die anti-kris en hy praat van die verdrukking wat saam met dit kom. Die twee is hand aan hand. So, as die anti-kris kom, kan jy weet, hier kom probleme. Okay. Is nie amazing hoe die Here vir ons hierdie goeders uitgewys het nie? Is nie ingewikkeld nie, is nie complicated nie, en jy het nie 'n 200 bladsy boek nodig om dit vir jou te verduidelik nie. Jy het net Matteus 24 nodig. Jesus se woorde. Sy presiese woorde. Hierdie is nie eers iemand se woorde, dis Jesus se woorde. Maar dan hou Jesus aan, hy hou aan progressief verduidelik wat hier gaan plaasvind. Hy sê weer vir hulle, moenie mislei word nie. Deur sogenaamde profete, of deur mense wat sê ek het al gekom nie. So julle moet weet, daai leen gaan ook nog lekker uitspring. En dan praat hy van die verdrukking in Matteus vers 29 en 30, maar dan praat hy van wat gebeur dadelik na die verdrukking. Ek weet nie wat die verdrukking behels nie, maar ek weet dit is kort en dit is kragtig. En dadelik daarna sal almal weet, he is arriving. Dis wat die woord sê. Dit sê, en dadelik na die verdrukking van daardie tyd, sal die son verduister, die maan sal sy glans nie meer gee nie. So iets gaan in die hemelruim gebeur, wat gaan verkondig, he is coming. En dan praat dit van, dat mense sal dadelik besef, hulle het die verkeerde keuse gedoen. Hulle sal weet, he has arrived. En daar sal berou wees. Jy sal dadelik wees, I didn't choose him, and I don't know him. I need to fear. Maar vir ons wat ons hom ken, kan ek vir jou sê, dit gaan die grootste vreugde wees, want ons eindbestemming het aangebreek. It's amazing. Is dit nie amazing nie? Die Here is amazing. Hy maak dit duidelik. Almal sal weet as hy kom. Daar's nie 'n secret mission nie. Jy sal weet, almal gaan weet hy het gekom. Sy koms sal so groot wees dat mense dadelik in berou sal ingaan. En dan praat hy ook progressief weer, vers 13, en dan kry hy sy engele en hy maak al sy mense bymekaar. Dis wat die woord sê, gaan lees dit. Net so. Hy kom, almal sien dit, hy stuur sy engele en hy maak al sy mense bymekaar. So die res van Matteus 24, jy kan dit weer gaan lees, dit brei net uit om reg te wees. Matteus 25 ook. Dit praat van wees reg. Dit praat van dit kan enige tyd kom. Dit praat van dit is soos in die tye van Noag. Jy moet weet wat aangaan. Jy moet reg wees om saam met hom te gaan. Dit praat van wees 'n wyse, 'n wise virgin, wat so olie reg is. Wat praat olie van? Intimiteit met hom, 'n verhouding met hom. Dit praat van 50% wat in intimiteit met hom is en 50% wat nie reg is nie. Groot afvalligheid. Hoor julle wat ek sê? So gaan lees dit, gaan sien dit deur 'n nuwe lens. Sê Here, teach my wat U my wil wys. En ek wil weer eens sê, ek het nie noodwendig alles reg nie. So ek hoop ek het julle iets gegee om oor te gaan dink vanaand. So ek wil julle met julle oë toemaak en ons gaan net so afsluit. Here, dankie vir U duidelike legkaart of padaanwyser in U woord. U het gesê ons is nie alleen nie, U het gesê ons hoef nie bang te wees nie, want U kom terug vir ons. Maar U wys ook vir ons duidelik. Ons kan dit nie mis as ons U kind is nie. En selfs die wat U nie ken nie, sal voor U neerval en hulle sal berou hê. Here, ek bid vanaand vir elkeen wat nog nie daai keuse gemaak het nie. Lord, I pray for each person here, because your word says in Matthew 24 that you will separate the goats and the sheep. Lord, I pray that every person that sits here tonight, that they will choose you. Even if it means obedience unto death.
van die prys en die vreugde om U te ontmoet, sal dit alles oorskry. Dankie dat U vir altyd by ons is, totdat ons weer fisies met U herenig word. Be blessed.